Amen. God is good. And all the time. Daar sê hy, so begin ons. Want die Here is goed, altyd. Ons het vanoggend by mekaar gekom vir een doel. En dit is om die koning te loof en prys. So wat ons hier doen is nie net 'n ritueel nie. Ek wil vir jou vra dat as jy 'n ritueel kom doen hierso vandag, laat jy dit uit jou kop uithaal. Want ritueel is nie waaraan ons belangstel nie. Ons stel belang in Jesus Christus en hom as gekruisigde wat nou by die Vader se regterhand sit, né? Ons glo in dit. En so is ons ook in mekaar se lewens ook altyd betrokke. Ek sit en dink nou, voor ek nou hier moet kom gesels oor, wat beteken dit om 'n disipel te wees? Nou ek weet daar's baie verskillende maniere en dinge wat mense al jou vertel het, wat is 'n disipel en hoekom moet jy 'n disipel wees? En hoekom moet jy 'n disipelmaker wees? Nou, statistieke sê vir ons dat daai voetspore wat 'n disipel stap, is eintlik baie min. Die spore, daar's nie so baie sulke spore nie. En dan wil ek vra, hoekom? Hoekom het ons 'n kerk geword wat nie meer uitgaan om disipels te maak en om self 'n disipel te wees nie? Want 'n disipel is eintlik 'n leerling. Jy is iemand wat leer van iemand anders af. Nou ons, hier in Siloam, ons glo dat ons wil woordwaarheid hê. Ons wil leer wat die Bybel vir ons sê. Ons wil leer wat Jesus vir ons sê as gemeente. En ons wil loop waar Jesus sê ons moet loop. Nie waar ons sê ons moet loop nie. Ons wil hoor, wat sê God, waar moet Siloam betrokke wees? Hoe moet ons betrokke wees? En hoe moet ons dit uitrig? Want op die einde van die dag is dit waar dit gaan. Ek dink ons as kerk baie keer wil dit te moeilik maak. Ons wil hê dit moet baie keer so moeilik wees, dat net 'n sekere tipe ou kan dit doen, of net sekeres van ons het die kapasiteit om so iets te kan doen. Maar elkeen van ons is geroep om disipelmakers te word. Elkeen van ons. Sê vir die vriende langs jou dat jy is 'n disipelmaker. Ons is disipelmakers. Jesus het ons uitgestuur met daai laaste, en ons ken almal daai vers in Matteus wat sê, julle moet uitgaan en gaan disipels maak. Nou hoe gaan jy weet hoe om 'n disipel maak as jy nog nooit 'n disipel was nie? Wie se disipel was jy? Was daar iemand in jou lewe wat vir jou ook gewys het hoe om Jesus te volg? Nou ek probeer my beste om vir my 2 seentjies ook te wys hoe om Jesus te volg. Want eendag gaan hulle uit die huis uit gaan en dan gaan hulle dit moet self doen. Dan gaan ek nie meer daar wees wat om te sê, hoorie, moenie dit nie, moenie dat nie, doen so. Hulle moet sterk staan om te sê, dis wat ons geleer is, dis die pad wat ons moet volg. Nou ek weet dat Jesus se hart was gemeenskap. So as jy dink jy moet dit alleen doen, dan is jy verkeerd. Jy moet dit glad nie alleen doen nie. Ons kan nie Jesus alleen volg nie. Ons moet by mekaar kom. Ons moet hom dien. Ons moet sy kerk wees. En so sy kerk ook sy bruid wees, nê, wat wag vir hom. Ons weet die Israeliese manier van dinge doen is bietjie anders wat ons doen by die troues. Ons staan die man mos en wag vir die bruid wat inkom. Maar eintlik is dit die bruid wat wag vir die bruidegom wat kom. Né? En Jesus is ons bruidegom. So ons wag vir hom, maar ons wag in gereedheid vir hom. En ons ken almal daai storie ook waar die meisies met die lampe gestaan en wag het, né? En toe was van hulle olies bietjie min gewees. En toe moes hulle gaan nuwe olies kry en toe hulle terugkom, toe sit te laat.
toe is die bruidegom klaar verby. So ons moet seker maak dat ons olies is genoeg. En hoe kry jy olies? Hoe weet jy jou olies is genoeg? Dis die vraag wat ons mekaar vra. Is jou lewe waar Jesus wil hê, jou lewe moet wees? Volg jy Jesus soos hy sê ons moet hom volg? Het ons daai disipelmaker in ons lewens, wat ook oorsien in wat ons doen en hoe ons dinge doen, en of dit die regte manier is om te doen. En dan altyd gaan ons terug na skrif toe. En kyk in skrif, doen ons dit reg. Want Jesus het vir ons daai woord gegee, die Bybel, om altyd seker te maak, dat die persoon wat hier voor staan en woord gee, laat dit ooreenstem met die woord, en dat dit wat jy doen in jou lewe, dit ooreenstaan met sy woord. Nou Jesus het gesê, ons moet mekaar lief hê. Nou baie van ons sukkel met dit. Hy het gesê, so sal hulle weet, en dit is nou, die hulle is nou die mense wat nou nog nie vir Jesus dien nie, daai mense wat nog nie hom ken nie, daai mense wat ons mekaar hom moet aan voorstel, ons moet daai mense gaan voorstel aan Jesus. Nou, so gaan hulle weet dat julle my disippels is, deur die liefde onder mekaar. Het ons 'n kerk geword wat nie lief is vir mekaar nie? Of is ons nog steeds daai kerk wat lief is vir mekaar? Is ons nog steeds daai kerk wat uitgaan om daai boeta of daai sissa te gaan help? Of net om hulle sterk te maak, te ondersteun? Nou ons het baie gehoor ook vanoggend van verskillende maniere van in daai oorlog te moet staan, hè? Nou die Bybel sê ook, jy moet jou kruis opneem en Jesus volg, né? So, ons moet al daai dinge doen, maar in liefde onder mekaar. Ons moenie altyd weghardloop van situasies om te sê, Jesus, dit gaan nou so swaar met my, bid dat dit kan beter word nie. Hoekom bid ons nie, dat ons in daai swaarheid die rustigheid en die vrede van Jesus kan ervaar nie? Want Jesus het gesê, dit gaan moeilik raak. Hy het gesê, dit gaan vir ons moeilik wees om hom te volg. Maar soos die Engels sê, be of good cheer, I have overcome the world. So ons moet weet dat ons oorlog, ons battle, is al reeds oorwin. Maar ons gaan nie dit kan verstaan, as ons Jesus se woorde verstaan. Van om liefde te wees, om vir mekaar om te gee. In Jakobus lees ons ook van tradisie, né? Soos die enigste tradisie eintlik wat jy moet hê is, om vir die weduwees te sorg, en vir die weeskinders. So is ons harte nog daar ook, is ons harte om nog steeds vir die weduwees te sorg, is ons harte daar om vir die weeskinders te sorg. Dit maak nie saak hoeveel jou sak sê jy het nie, finansiëel, dis nie waar dit lê nie, dit gaan oor jou hart, oor hoe vry is jou hart, om te kan gee en om te wees. Nou gee is baie dinge ook, gee is liefde, maar dis die belangrikste. Gee is baie keer 'n drukkie. En ons het nou die laaste tyd wat ons daar by Mimosa Mall die Rap for Hope gedoen het, gee is daai tyd, wat ek kon nou iets anders te gedoen het, maar nee, ek besluit om hier bietjie my tyd te gee, om iemand anders te gelukkig te maak, om bietjie net 'n glimlag te wees vir iemand anderste. Is jy daai persoon wat sê, my tyd is te belangrik, ek kan dit nie sommer net gee nie? Of is jy daai persoon wat sê, maar Jesus het alles gegee, so ek moet ook alles gee? Nou, elkeen van ons wat hier sit vandag, het verskillende emosies in ons harte, op hierdie oomblik ook. Elkeen wat hier sit, het 'n verskillende situasie. En hier's baie van ons wat hier sit. So hier's baie situasies. Maar Jesus sê, dat hy is daar saam met ons, né? Hy sê, hy sal ons nooit alleen los nie. Hy sal altyd by ons wees. Nou ek weet, ons sê, die woord sê, waar 2 of 3 in my naam kom, daar is hy. Maar ek weet dat, waar net ek alleen na hom toe kom, is hy ook daar.
Jesus sê in die Bybel ook dat as jy nie jou, soos met die een persoon wat hy gevra het, hoorie, volg my. Toe sê, maar kan ek nie gou my pa gaan begrawe nie, of kan ek nie gou die doen nie, of daai doen nie. Toe sê nee, laat die dooies hulle self begrawe, jy volg my. So as jy hom nie eerste stel in jou lewe nie, as jy nie sê dat hy is koning van jou lewe nie, dat wat hy sê jy nou moet doen, is belangriker nie, dan is ons nog nie daar waar hy wil hê jy moet wees nie. Kerk, is ons daar? Of is ons nog nie daar nie? En as jy nog nie daar is nie, is dit nie die einde van die wêreld nie. Want die dag is nog vol. Die dag is nog mooi. Jesus sê hy sal ons nooit alleen los nie. So ons sal altyd daar wees. As ons iemand nodig het om ons te help, dan sal hy vir ons dit gee. Hy sê ook in die woord sê hy dat die werk is baie. So ons moet bid vir die werkers om te kom help. So bid ons vir die werkers om te kom help. Of gaan ons vandag uit die deure uit en dan gaan doen ons net ons gewone dag. Of is ons koninkryk denkers? Is ons koninkryk denkers, want elke dag behoort aan hom. En wat doen ons vir hom? En dit moet nie moeilik wees nie. Ek dink baie keer in my lewe het ek gedink, "Jesus Here, dit moet eintlik moeilik wees." Of hoekom moet dit so moeilik wees? Of is dit moeilik? Al die vrae wat jy vra. Maar dit moet 'n gewone dag wees. Jou gewone dag, wat jy opstaan, die Here dank vir die dag, en uit die deur uitstap en gaan kerk wees. Dis wat disipelmaker is. Dis wat disipel is. Om jou gewone dag te doen wat die koning sê jy moet doen. Baie keer sê ons, nee, maar ons sit en werk elke dag hard daar by die werk. Ons kan nou nie Bybelgoede doen nie. Maar dit is nie Bybelgoede nie. Om te lewe soos 'n disipel is wie ons is. Dis deel van ons DNA. As jy sê jy's 'n kind van die Allerhoogste, as jy sê jy's 'n kind van God, dan is dit wie jy is. Heilige Gees kom en hy kom verduidelik jou daai manier van kind van God wees. Baie kere dan trap jy mos in daai struik. Jy raak gou kwaad. Nou, ek weet nie wie van julle het seentjies gehad of nog steeds seentjies het in die huis nie. Maar hulle kan jou nogal baie vinnig kwaad maak. En dan kom ek sê wat net eers 'n slukkie. Ja, dan moet jy eers kalm raak. Want hulle toets jou. En dan dink jy, Here, maar ek is nou deel van u koninkryk planne en ek moet nou hierdie goed al lankal afgeskit het. Maar is 'n daaglikse ding, 'n daaglikse stap wat jy moet doen. Elke dag kom daar nog 'n toets. En as jy nie slaag nie, gaan jy hom weer skryf. Dis nie soos by die skool, ons kry 30%, jy's deur, okay, go. Nee, as jy hom nie gaan slaag nie, gaan jy hom weer skryf. So maak jou hart reg om weer daai toets te skryf, maar probeer om deurkom. Dalk miskien sal jy die volgende dag weer moet deurkom. Dalk moet ons net leer om dalk asem te haal voor jy praat ook baie keer. Of eers 'n slukkie water vat. So ons almal is in dieselfde bootjie. Niemand van ons weet presies altyd op dieselfde oomblik wat om te doen nie, maar ons weet dat Jesus is daar met ons. Ons weet dat die koning is daar saam met ons. Hy's daar saam met ons in daai storm, in daai bootjie. Ons weet daai bootjie, Jesus het rustig gelê en slaap. Dis die disippels wat paniekerig was en sê, "Meester, ons gaan vergaan." En hy sê, "Jesus, julle ouens, ek is hier. Wees kalm." So ons moet baie keer nie angstig raak in daai situasies nie. Ons moet vir die Here vra, gee ons daai kalmte en dan reageer ons. Want hy is daar by ons. En as ons altyd woord by ons het, dan weet ons gaan reg reageer. En as jy dalk nie, hy
Heilige Gees is nog steeds daar om vir jou te sê, hoor jy, wag. Jy moet net bietjie meer links, sê, daar gaan jy weer. Want hy vertel my elke keer. En dan moet ons nie te trots wees om te sê, nee, maar ek was reg. Want dit moes altyd. Ek was reg, hy was verkeerd. Die eie ek. En dan gaan ek weer terug waar Jesus gesê het, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem en my volg. Nie eie ek nie. Ek is nie meer belangrik nie. Jesus is belangrik. Nou ons weet, ek skryf gereeld daai toets van ek. Die selfsugtige ek. Almal moet mos nou, het mos daai van ek. Ek dink as ons daai ding kan wen, dan gaan die res vir ons makliker raak. Ek weet die koning is met julle. Ek weet hy veg saam met julle. Soos die Engelsman sê, be of good cheer. Wees bly. Ons vier Kersfees, want hy het gekom vir ons. Nee? Ons vier Kersfees, want is liefde. Ons vier Kersfees, want God het gesê, julle is so belangrik. Ek stuur my enigste seun vir julle. Ek wil hê, julle moet eendag tyd saam met my spandeer. Ek wil hê, julle moet weer, soos Adam en Eva in die tuin, die eerste keer, saam met God gewandel het. Ek wil hê, julle moet weer daar kom. Ek wil hê, julle moet weer saam met my wandel. Ek weet in ons Afrikaanse kultuur is mos, ek kan dit self doen. Nee, ek kan dit doen. Ek het nie iemand nodig nie. Ek meen, as kind het jy mos by jou pa groot geword, want hy gesê dat jy moet sorg vir jouself. Jy moet vir jouself kan voorsien, en vir jou gesin. Maar ek wil sê, dat sonder Jesus beteken dit niks. Ons moet ons afhanklikheid aan hom kom bely elke dag. Dat dit is nie meer ons nie. En net ek nie, maar is hy. En laat ons saam met hom stap. Dankie. So gaan ek julle los met daai boodskap. Elkeen van julle het hom gehoor op 'n ander manier, glo ek. En dat wat reg is vir jou. Maar laat ons uitgaan vandag. En laat ons gaan kerk wees daar buite. Gaan wees daai persoon wat jy wil hê na jou toe moet kom. As jy wil hê iemand mislik moet na jou toe kom, moenie mislik wees nie. Wees vriendelik. Groet mekaar met liefde. Wys die wêreld dat Jesus is koning. En hy is op die troon. Amen. Dankie Heer vir u liefde. Dankie dat ons net kan weet dat u is op die troon. Dankie dat ons weet dat u sit aan die regterhand van God. Dankie vir die Heilige Gees. Heilige Gees, dankie dat u in en om ons is, Here. Dankie dat u die waarmaker is van alles wat ons glo. U is die helper. U is die leier van ons harte. En vandag wil ek saam met almal wat hier is ook net kom bely dat Jesus ons het nie nodig. Meer as enigiets op hierdie aarde het ons u nodig. Ons het u liefde nodig om te kan gee. Ons het die vriendelikheid nodig om te kan gee. Ons het die wysheid nodig, Heer, om te kan gee. Ek bid, Vader, wys ons disippels in ons omgewing, wat ons moet help, om u beter te kan sien. En ek bid, Here, kom sit in elkeen van ons ook, disipelmakers. Here, want ons is nooit oud genoeg om te leer nie. Ons is nooit oud genoeg om te kan doen wat u sê ons moet doen, Here. Dankie dat ons gaan getuig van u goedheid. Dankie dat ons kan getuig dat u is wonderlik. Dankie dat ons kan getuig dat ons het niks nodig, maar net Jesus Christus. Ek bid dat elkeen vandag ook net sal uitgaan met daai wete dat hulle regtig uit hulle eie pad uit sal staan en iemand net nader aan u sal bring, Here.
in hulle manier van hoe hulle U dien. Mag ons gesien word as Siloam, as kinders van die Allerhoogste. Mag ons gesien word as kinders wat U dien. Mag ons gesien word as ware disippels van Jesus Christus. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. God is good. And all the time. God is good. Amen. Ek is sommer nou van vooraf weer opgewonde om hierdie tyd van die jaar te gebruik om ander mense van Jesus te vertel. Is julle saam met my opgewonde? Julle klink baie opgewonde. Sit sound effects in julle daar. Alright, ek wil gou vir julle vra. Ons is besig met hierdie groot Rap for Hope projek. En sommer net vinnig 'n paar getuienisse. Daar was al geleentheid om die evangelie te deel met kinders. Daar was al mense vir wie ons kon bid. Daar was al mense wat weg is en toe na die tyd bid ons saam met hulle. So dit is regtig 'n geleentheid om 'n groot verskil te maak. So ek wil vir julle vra, almal wat so ver daarbey betrokke was en vir die res van die week nog daar gaan wees, staan gou-gou vir ons op. Almal van julle. Right. Kom ons gee vir hierdie disipelmakers 'n lekker hande klap. Dit is 'n praktiese manier wat ons 'n verskil maak in ons gemeenskap. Baie dankie, julle mag weer sit. Daar was vanoggend nog een plekkie oop om in te skryf. Is daai plekkie geneem? Hy is geneem. Alright, so ons is nou full stock, ons is nou reg. Ja, dit is ook 'n handeklap werd. Dis wonderlik. Wat ek wel vir julle wil vra is, sou julle in Mimosa Mall wees die volgende week of tot en met Kersfees? Gaan maak 'n draai daar, want ek weet dit gaan al hoe besigger raak. So miskien kan jy net help om 1 of 2 geskenkies toe te draai. Miskien kan jy net gou bid vir iemand. Miskien kan jy net vir iemand 'n high five gee. So wees deel. Al is jy nie 'n volle uur of 2 ure daar nie, gaan maak 'n draai en maak ook daar 'n verskil as 'n disipel en 'n disipelmaker. Dan wil ek julle ook nooi vir ons Kersdagdiens die 25ste Desember. 8:30, so nie 9 uur nie, 8:30, want ons weet daar's groot etes wat wag, so julle wil vroeg klaar maak, maar nooi julle vriende, nooi julle familie en kom geniet Kersdag hier by Siloam. En dan volgende week, die 28ste Desember, is ons weer 9 uur en 11 uur hier terug. Is daar enige iemand vandag wat vir die heel eerste keer hier was? Enige iemand? Maak dit so, daar's 'n hele ry mense. Maak so, ek sit ook my hand in die lug, dan is dit baie gemakliker. Ons wil graag vir julle 'n kaartjie gee om in te vul, sodat ons julle bietjie kan opvolg en kan kyk hoe kan ons julle betrokke kry in die gemeente en in die gemeenskap, maar ons wil ook vir julle elkeen 'n lekker cappuccino gee. So as jy jou kaartjie ingevul het, gaan gee dit gerus in daar by die infodesk of by die inligtingstoonbank en dan kan ons vir jou 'n voucher gee vir 'n heerlike cappuccino. Ek dink Spee is vandag daarso en ek moet vir julle sê, kyk, daai man mag maar 'n cappuccino maak, hoor. So moenie uitmis nie. So kom ons, as julle nog nie 'n kaartjie gekry het om in te vul nie, steek dit vir ons hande op. Ja, hier voor is ook 'n jong dame. Daar sy. En dan 'n hele ry mense daar by Tannie Marlene ook. Daar sy, 'n paar mense daarso. Dankie julle, dit is wonderlik. Nou ja, ons gaan nou hierna die dagboek kyk en dan gaan ons, as dit klaar is, koffie gaan geniet, mekaar gaan geniet en as ons hier uitstap, gaan ons vir die wêreld wys hoe ons koning geniet. Is dit reg so met julle? Amen. Kom ons kyk die dagboek. Dankie dat julle vandag hier saam met ons was. Bring die hoop, deel die vreugde en kom skyn jou lig. Hierdie feesseisoen by Mimosa Mall se Rap for Hope fondsinsameling. Vanaf 12 tot 24 Desember gaan ons geskenke toedraai ten bate van Restore Life. So, spring gou en maak 'n draai by die Siloam Infodesk om jou naam op te sit vir jou 2 ure skof. Want vele hande maak ligte werk. Ons het vir jou goeie nuus. Die 25ste Desember het ons 'n Christusfeesdiens. Dis juist nie so tradisioneel Kersfeesdiens nie, want ons glo dat Jesus is nie meer 'n babietjie in 'n krib nie. Hy het opgestaan en hy leef, maar ons wil nog steeds dit vier dat Christus na hierdie aarde toe gekom het. So ons nooi jou 25 Desember om 8:30 die oggend
So, bring jou familie, bring almal wat hier by jou kuier in Bloemfontein en kom ons kom saam as gelowiges en ons hou Christusfees. Be blessed. 31 Desember, oujaar, gaan ons lekker kuier hier by Siloam. Van 7 ure af gaan daar braaivleisvure wees. Bring jou eie vleis, drink goed, bring jou eie eetgerei en ook 'n bykos. Ons gaan die bykosse lekker uitpak. Ons almal gaan lekker saam kuier, saam braai en mekaar se geselskap geniet. Om 11 uur tot 12 uur gaan ons 'n aanbiddingsdiens hê en die nuwe jaar ingaan in die naam van die Here. Mag die Here jou seën, nooi jou familie en vriende, kom kuier lekker saam soos ons die ou jaar uitgaan in 2026 in. Mag die Here jou seën. Goeiedag, geniet jy die afgelope ruk die woordbaarheid, die teenwoordigheid gedurende die worship en die liefdevolle gasvryheid hier by AGS Siloam? Ooit oorweeg om lidmaat te word? Indien jy 'n lidmaat wil word by Siloam, hier volg die inligting. Ons noem hierdie proses die fondasieproses. In 2026 vir 3 aande op 'n Sondag aand, van 1800 tot 1900, nooi ons julle uit. Ons behandel en gesels oor wie is Siloam, wat is ons voetspoor hier in Universitas en in Bloemfontein. Ons gesels oor disippelskap. En die laaste aand behandel ons jou geestelike gawes. As jy 13 jaar en ouer is dit jou geleentheid. Ons skop af op 22 Februarie, 1 Maart is die volgende aand en eindig op 8 Maart. Skryf jou naam neer by die infodesk om jou plek te bespreek op die opwindende nuwe avontuur in 2026. Binne in my is 'n fontein, lewende water